Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis vervul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel het op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het hulle die menigte saamgestroom en was in war, want elkeen het gehoor hoe hulle in hulle eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en het verwonderd vir mekaar gesê, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Vers 11. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was verbaas en radeloos en sê vir een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek en gesê, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet. En luister na my woorde, hierdie mense is tog nie dronk nie, soos julle dink nie. Want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien. En julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte, diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En ek sal wonders bo in die hemel en tekens onder op die aarde en bloed en vuur en rookdamp gee. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligte dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Amen. Pinksterdag. Wat 'n kosbare dag, wat 'n belangrike dag in ons geestelike en ons Christelike geloof. Pinksterdag. Nou die Pinksterfees, vir die van julle wat nie weet nie, is al jare voor Pinksterdag gevier. Nee? Die Pinksterfees is een van die Joodse feeste wat hulle vier, is een van hulle groot feeste. Seker die grootste fees wat hulle vier is die Paasfees, wat ons net 'n paar weke terug gevier het, né? Nou Paasfees weet ons het gebeur toe Israel in Egipte was en die doodsengel het gekom en elke persoon wat die bloed van die lam op die deurkusyn gehad het die doodsengel by verbygegaan en is hulle eersgeborenes nie doodgemaak nie. Onthou julle die storie? En dan het God Israel so verlos uit Egipte uit. En dis Paasfees. En vir jare lank, vir 1400 jaar, vier Israel Paasfees. En 'n paar weke terug, 2000 jaar terug, kom Jesus Christus en hy bring Paasfees tot vervulling. Hy kom sterf aan die kruis. Hy word die perfekte lam. Nie meer net 'n lam wat nie offers wat hulle gebring het en nie die sonde kan wegneem of ons kan verlos nie. Jesus Christus, die lam van God, kom neem daai lam se plek in. Hy sterf vir ons en sy bloed red ons. En Paasfees verander vir ons totaal en al. Paasfees kry 'n totale nuwe meaning vir my en jou. Alles verander met Paasfees vir my en jou.
En is so kosbaar wat Jesus kom doen het, maar 'n paar weke later, 7 weke later, vier die Jode Pinksterfees. Nou Pinksterfees staan ook bekend as die fees van die oes. Hierdie is bitterkoel. Ek weet nie wie van julle weet dit nie. Pinksterfees staan bekend as die fees van die oes. Die fees van die oestyd het aangebreek. Hulle het hierdie fees in die begin van die oestyd gevier om dankie te sê vir die oes wat op pad is. Nou dink gou hieraan. Jesus se woorde 'n paar maande voor dit is die volgende. Jesus sê die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Die oes is gereed, maar die arbeiders is min. En met die Pinksterfees wat die oestydperk aankondig vir die Jode en hulle die Here gaan loof en prys vir die oes wat hy gaan inbring, bring Jesus en hy stort sy Heilige Gees uit oor wie? Oor die arbeiders. Kom kerk, Jesus stort sy Heilige Gees uit oor die arbeiders en net daar is die arbeiders gereed vir die oestyd wat gekom het. Ons leef in die oestyd. Die oestyd is aangekondig. En net 'n paar verse later sien jy dit. Petrus verkondig die evangelie en hy praat en dan vra die mense vir Petrus, maar hoe is hierdie moontlik? Wat moet ons doen? En dan sê Petrus die volgende, bekeer julle, laat julle doop en ontvang die Heilige Gees en julle sal gered word. En net daar gee 3000 man sal hart vir die Here. Is dit nie 'n oes nie? Jy sien die oestyd, ja, die oestyd het aangebreek. Die oestyd is hier, ons leef in die oestyd. Die arbeiders was min. Ek sê volgende, die arbeiders was min. Want elke persoon wat die Gees van God ontvang het, is nou bekragtig om 'n arbeider te wees. En ons sit hier in hierdie gemeente en hierdie kerk sit, is arbeiders. Ons het die Gees van God ontvang en nou lê die oes daar buite. Ons moet dit net inbring. Die Pinksterfees het 'n tweede betekenis vir die Jode gehad. En dit was, hulle het die tyd gevier wat Moses, nadat hulle uit Egipte uitgekom het, na Paasfees, het Moses teen die berg Sinaï opgegaan. Julle ken die storie. En bo op die berg Sinaï het hy 'n ontmoeting met God gehad. 'n Bo-natuurlike ontmoeting met God. 'n Ontmoeting soos nog nooit tevore nie. Hy het God van aangesig tot aangesig gesien. En in daai oomblik gee God sy wet aan Moses. Onthou julle dit? En die Here kondig 'n sekere dispensasie aan. 'n Sekere tydperk het aangebreek met Moses. En vir die volgende 1400 jaar is dit hoe die mens God aanbid, deur die wet. Die wet, as jy die wet gehoorsaam, sal jy deur die wet geseën wees. As jy die wet ongehoorsaam, sal jy deur die wet vervloek wees. Deur die wet sal jy 'n verhouding hê met God en die wet sal autoriteit dra in jou lewe. Dit was daai 1400 jaar die manier hoe God met die mens wou kommunikeer en werk, met die mens saam wou wees. Maar met Pinksterfees, kom kerk, met Pinksterfees, met Pinksterdag, 7 weke nadat Jesus Christus opgevaar het na die hemel, 7 weke daarna, met Pinksterfees, op Pinksterdag, terwyl die Jode besig is om reg te maak vir hierdie Pinksterfees, om te vier wat God deur Moses kom doen het, stort die Here sy Heilige Gees uit. En hy kondig 'n nuwe tydperk aan. Nou nie meer deur die wet nie, maar deur die Gees van God. Kom nou. Nou nie meer deur die wet nie, maar deur die Gees van God. Nou is ons nie meer gehoorsaam aan die wet op sigself nie, maar aan die Gees van God. Alhoewel die Gees van God alles tot vervulling bring, selfs die wet in ons lewens, maar dis die verhouding wat verander het. En op Pinksterdag verander alles vir my en vir jou. 'n Nuwe dispensasie word aangekondig. 'n Nuwe tydperk. Die tydperk van die oes is hier. Die tydperk van verhouding is hier. En die Here wil 'n verhouding hê met elkeen wat sy gees aanneem. Elkeen wat sy gees aanneem. Dis so mooi. Dis so mooi vervulling wat die Here kom bring het op Pinksterdag. Het julle al gewonder hoekom Jesus in Handelinge 1, ons het laasweek het gelees, Handelinge 1 vers 8, dan sê Jesus, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees kom, né? Onthou julle. So, wanneer hierdie tydperk aanbreek, sal julle krag ontvang. Julle sal bonatuurlike krag ontvang. Julle sal bonatuurlike vermoë ontvang vir hierdie tydperk.
En dan sê die engele, die volgende tydperk wat gaan aanbreek, gaan wees wanneer Jesus terugkom. Het jy al gewonder hoekom ons in die tydperk leef, wat bekend staan as die oestydperk? Of in die tydperk leef wat ons bonatuurlike krag nodig het? Openbaring maak hierdie aan ons bekend. Openbaring maak hierdie aan ons bekend. Gaan lees Openbaring. In Openbaring 12 dan vind ons hoe die woord, hoe Johannes verduidelik en dan sê ek het die vyand sien val op die grond soos 'n weerligstraal. Hy is op die aarde neergewerp. Hy het al sy krag en autoriteit verloor. Wanneer dit gebeur met Jesus se kruisiging, né? Jesus sê ook ek het dit sien gebeur met Jesus se kruisiging. En dan sê Johannes nog 'n ding. Hy sê en nou dat die vyand op die aarde is, die Satan, die duiwel, nou dat hy op die aarde is, nou is hy woedend. Hy's kwaad vir die mens. Gaan lees dit. Openbaring 12 vers 12 en sê blessed are you that is seated in heavenly places, but woe to you that's on the earth. For Satan has come down to you with anger and fury. Geseënd is julle wat in die hemele is, maar julle wat op die aarde is, wow. Dis moeilikheid op pad. Hy's kwaad, hy's woedend en dan sê Johannes dat eers gaan hy agter die Jode aan en as hy niks aan die Jode kan doen nie, dan kom hy na die wat ook vashou aan die belofte van Jesus Christus, ek en jy. Het julle gewonder hoekom ons in hierdie tydperke bonatuurlike krag moet ontvang? Hoekom ons in hierdie tydperk in 'n ander dimensie met verhouding met God moet staan as wat hulle voor hierdie tyd gestaan het? Kom kerk. Want hierdie is nie 'n maklike tydplek om in te leef nie. In hierdie tydperk is daar baie dinge wat besig is om te gebeur. Die wêreld is besig om boser en boser te word. Dis nie dat die duiwel meer krag kry nie, dis dat die wêreld, die mens gee die vyand meer krag. Die mens gee die vyand meer oop deure. Die mens, daar's soveel goed wat die vyand vir ons lieg oor, ons bedrieg oor, dinge wat hy oor ons pad bring, die plesier van die mense, dis oral soveel goed wat ons aandag kan aftrek, dat die vyand in hierdie tyd meer en meer mense se lewens verwoes. En dit raak moeiliker en moeiliker en daarom het God dit goed gedink om in hierdie tyd op hierdie bonatuurlike manier met my en jou te fellowship. Bonatuurlik in hierdie tyd met my en jou 'n verhouding te hê. Want was dit nie vir die Heilige Gees nie, sal ek en jy dit nie maak tot op die einde nie. Kerk, was dit nie, is dit nie vir Pinksterdag nie, was dit nie vir 'n vervulling met die Heilige Gees nie, sal jy dit nie maak totdat Jesus terugkom nie. Dit gaan nie noodwendig makliker word nie. Maar die gees wat God ons gegee het, is 'n gees wat bonatuurlike vrede bring. Dis 'n gees wat bonatuurlike vrede bring, bonatuurlike vreugde bring. Dis 'n gees wat ons help in geregtigheid, in verhouding met God. En sonder die gees van God gaan ons verlore gaan ons nie deurbraak hê nie. Jesus sê die volgende, hy sê dat in hierdie tyd sal mense God aanbid in gees en in waarheid. Jesus sê vir die vrou by die put, hy sê dat daar sal 'n tyd aanbreek. Daar sal 'n tyd aanbreek wat hulle my sal aanbid in gees en in waarheid. Hoekom is dit so belangrik om God in gees te aanbid? Want ek en jy kan dit nie alleen doen nie. Onmoontlik. Jy kan nie sterk staan teen die vyand en die listighede van die vyand en die verleiding van die vyand en die leuns van die vyand in hierdie tyd sonder die gees van God nie. Dis die gees van God wat hy ons gegee het. Dit is sy gees wat ons lei in heiligheid. Amen. Sonder sy heiligheid sal niemand God sien nie, sê die woord van God. Dis sy gees wat jou oprig, dis sy gees wat jou krag gee, dis sy gees wat jou 'n nuwe begin gee, dis sy gees wat in jou dinge wakker maak, dis sy gees. Jy kan niks sonder sy gees doen nie. Ek staan vanmôre hier voor julle net as gevolg van sy gees. Ek deel vanoggend in die bidkamer dat gister die heel dag het ek afgesonder. Ek het 3 uur opgestaan om tyd met die Here te spandeer. Ek het afgesonder en sy aangesig gesoek en op 'n stadium voel ek die gewig van vandag se boodskap. En ek voel die gewig daarvan en ek bid en ek sê vir die Here, Here, ek stres. Ek worry. Ek weet nie of ek kan sien vanmôre nie. En die Heilige Gees sê vir my, Dani, maar dis hoekom ek daar is, staan jy terug.
en laat ek oorvat. Kerk, ek en jy kan nie hierdie wêreld face sonder sy gees nie. Ek en jy kan nie teen sonde staan sonder sy gees nie. Jy sal nie oorgaan in heiligheid sonder sy gees nie. Jy het sy gees nodig. En ek wil vanmôre praat oor daai gedeelte van waarheid. Hy sê in gees en in waarheid. Wat 'n waarheid? Toe ons die begin van die jaar afgeskop het ons gesê dis bitter belangrik as ons geestelik wil groei dat ons eerlik is met mekaar. Eerlik is met mekaar. En die tweede ding is bitter belangrik dat jy eerlik is met jouself vanmôre, né? En die derde ding is bitter belangrik dat jy eerlik is met God vanmôre. Waarheid is so belangrik as jy in die gees wil leef. So belangrik as ek en jy in 'n verhouding met God wil staan, is waarheid primêr. Jesus sê ek is die waarheid. Ons kan nie in verhouding met God staan, maar ons lieg vir onsself nie. Ons kan nie in verhouding met God staan, maar ons lieg vir God nie. Ons maak onsself baie goed wys nie. Die Here is waarheid en hy openbaar sy waarheid in ons. So ek wil vanmôre vir jou vra, as ek nou na die tweede gedeelte van my preek toe gaan, dat jy sal eerlik wees met jouself. In Efesiërs, sit vir my Efesiërs op asseblief Boeta. In Efesiërs dan skryf Paulus die volgende aan die kerk van Efesië. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus uit genade is jy gered. Net gou daar. Jy is deur genade gered. Laat ek dit sê voor ek verder gaan vanmôre. Geloof red jou. Dis waar ek wil begin daar, dat jy moet dit vasmaak vanmôre. Geloof red jou, deur genade is jy gered. Gaan aan. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Ek wil vanmôre met jou praat oor wat dit beteken om saam met Christus in hemelse plekke te sit. Jackie, bring vir my 2 stoele daar, sal jy? Boeta, bring jy vir my 2 stoele daar. Ek wil vanmôre met jou praat oor wat dit beteken to be seated with Christ Jesus in heavenly places. Sit vir my bo op die stage. Dankie Boeta. Daar so Jackie, bo op die stage. Die Engels sê, God has chosen us to show the world His glory. And He has seated us with Christ Jesus in heavenly places. Amen. Is jy opgewonde daaroor? Het jy geweet dat die Here jou al reeds geseated het in heavenly places? Jy is gekies deur God om te sit in 'n hemelse plek, in 'n geestelike plek, saam met Jesus Christus, waardeur hy deur jou wil werk. En hierdie 4 plekke vanmôre verteenwoordig 'n plek waar jy jouself kan vind vanmôre. Nou voor ek verder gaan, is dit belangrik dat ons net gou notisie neem van 3 goed. Hier's 'n 5de plek, laat ek dit net eers sê, maar hier's nie 'n stoel vir die 5de plek nie. Okay? Hierdie 5 plekke is nie trappe van vergelyking nie, laat ek dit sê. Okay? Dit werk nie soos met die mens dat jy begin hier, dan jy hier, dan jy hier, dan jy hier, dan jy hier nie. In baie mense se lewens gebeur dit wel so. Jy sal nou sien as ek verduidelik dat dit lyk soos 'n natuurlike groeiproses. Maar as jy die woord van God gaan ondersoek, dan gaan jy agterkom dat Petrus het die evangelie aan mense verkondig. Hulle het hulle bekeer, hulle het Jesus Christus aangeneem, hulle het hulle harte oorgegee en hulle was dadelik hier. Daar was nie trappe van vergelyking gewees nie. Jy vind ook as jy die woord bestudeer dat daar mense is wat hulle hier kry. Seated with Christ Jesus in heavenly places, en dan 'n paar hoofstukke later dan kry hulle self hier. Ek gaan nou hierdie verduidelik. So hierdie is nie 'n natuurlike vloei van tyd nie. Die tweede ding wat ek wil sê, wat daar geen misverstand oor moet wees nie, hierdie is nie 'n statusplek nie. Okay? Hierdie gaan nie oor 'n status nie. Al 4 hierdie stoele sit op dieselfde hoogte. Seated with Christ Jesus in heavenly places. Al 4 hierdie persone sou hulle sterf, sou ingaan in die hemel en die Here se arms sou oop wees en hy sal te dankbaar wees jy's daar. Okay? Al 4 hierdie persone is vir God ewe kosbaar, ewe belangrik, het hy ewe lief. Dis belangrik om dit nu te leer. Dis belangrik om daai punt te maak, want ons kan baie maklik wanneer ek daaroor praat, dink dat ek is daarom daar. En pas op sê die woord, want as jy dink jy's daarom daar, kan jy dalk net die een wees wat daar is. Pas op daarvoor. So ek wil vanmôre praat oor
5 geestelike plekke waar jy jouself kan vind. Vir hierdie persoon het ek nie 'n stoel uitgehaal nie. Maar hierdie is ook 'n Christen. Maar hierdie Christen het geen stoele in die heavenly places nie. Want hierdie Christen het nie die gees van God in sy lewe nie. Jy sê daar nie, maar hoe kan hy 'n Christen wees? Want as ek sy ID vat, gaan ek op sy ID sien, hy het gesê Christen. En dis letterlik die enigste bewyse wat hy het dat hy 'n Christen is. Miskien self sal ek sal hom dalk in die kerk sien, nou en dan. En dalk sal hy nou en dan 'n gospel liedjie luister. Maar hierdie Christen het nog nooit op die plek gekom in sy lewe waar hy sy hart vir die Here gee nie. Hierdie Christen het nog nooit die gees van God ontvang nie. Hierdie persoon ken die Here nie deur die verhouding wat hy vir ons het in hierdie tydperk nie. Sit vir my gou Matteus 7 op. En ek is seker baie van julle het al hierdie skrifgedeelte gelees en gehoor. Jesus Christus sê die volgende. Hierdie is Jesus wat ons red. Hierdie is Jesus wat sy lewe vir ons gegee het, wat sy grootste begeerte is dat almal gered moet word en niemand in die hel moet opeindig nie. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Volgende vers. Baie, sê baie. Baie sal in daardie dag, die dag wat jy sterf of die dag wat Jesus terugkom, sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. Volgende vers. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan van my af weg, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Ek het julle nooit geken nie. Jesus sê nie, julle het my nooit geken nie. Yes, jy het dalk my naam aangeroep. Ja, jy het dalk verklaar dat jy 'n Christen is. Ja, jy het dalk nou en dan gebid. Al jou religious werke, dis wat Jesus daar sê. Hy sê, het al hierdie religious goed, maar ek het jou nooit geken nie. En wat Jesus sê is dat my gees, die gees wat ek op Pinksterdag uitgestort het, die gees wat ek as geskenk vir die mens gegee het nooit in jou geleef nie. Die woord sê dat die duiwel self glo dat Jesus Christus die seun van God is, maar hulle sidder met 'n verwagting vir hulle einde. Ons sê altyd dat geloof alleen red jou, maar geloof alleen red jou nie as jy nie die gees van God ontvang het nie. As jy nog nie op jou plek in jou lewe gekom het, waar jy jou lewe oorgegee het aan Jesus Christus nie, hom aanvaar het as jou redder en saligmaker, jou sonde bely het nie en hom gevra het dat hy sy gees in jou gees sal sit, dan is jy nog nie wedergebore nie. Dan kan jy Jesus verklaar soveel soos jy wil. Maar as jou lewe nie getuig dat jy in Christus is nie, as die gees van God nie in jou leef nie, is jy dood. Kerk, en as jy hier sterf sonder die gees van God, dan sterf jy nie, dan gaan jy hel toe. Dis wat dit is. Sit my Johannes 3 vers 3 op. So hierdie persoon het nie 'n stoel gekry nie. Hierdie persoon het nie 'n stoel gekry nie vir die eenvoudige rede dat God vra van ons dat elkeen van ons op 'n dag op 'n plek sal kom wat ons lewens vir hom gee. 'n Dag sal kom wat ons wedergebore is. Jesus se eie woorde sê vir Nikodemus die volgende: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand weergebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. En Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit uit water en uit, Jesus sê die volgende, nie Dani Venter nie, nie ek nie, nie ons kerk nie. Jesus sê die volgende, as jy nie uit die gees gebore word nie, kan jy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Wat Jesus hier doen is, hy stretch die belangrikheid van wedergeboorte. Hy lê die klem op die feit dat elke persoon moet wedergebore word.
Dit was nie voorheen beskikbaar nie. Dit was nie voorheen 'n moontlikheid nie. In die ou dispensasie was daar nie so iets nie, maar dank die Here vir Pinksterdag. Kom kerk, dank die Here vir die keuse wat hy gemaak het om aan ons sy gees te gee en elke persoon wat sy vertroue op Jesus Christus sit en sy lewe voor Christus aflê, sal weergebore wees. Die skrif sê daar, en elkeen wat hom aanroep sal gered word. Met 'n opregte hart. Nou hierdie plek wil ek verduidelik as 'n baba in die gees. Okay? Hierdie is wanneer jy nou net wedergebore is. Wanneer 'n baba gebore word, is hy wanneer 'n mens gebore word, is hy 'n baba. Dit maak sin. En die woord praat daarvan wanneer ons gebore is, dan drink ons nog melk. Hierdie is 'n baba in die gees. Hierdie is 'n great plek om te wees. En ek is seker hier's mense vanmôre wat hier sit en weer eens, dis nie gekonnekt aan ouderdom nie. Okay? Nie gekonnekt aan ouderdom nie. Ek is seker hier's mense wat vanmôre hier sit wat presies in hierdie plek sit. Seated in heavenly places with Christ Jesus, vol van die gees van God. Jy is gered. Prys die Here. Kom ons gee hulle almal 'n hande klap vanmôre. Jy gaan hemel toe. Jy is vol van die gees van God. Prys die Here daarvoor. En Jesus het jou so lief en hy's so trots op jou en hy's so dankbaar dat jy jou lewe vir hom gegee het. Jy's wedergebore, sy gees bly in jou. Dankie Here vir Pinksterdag. Hierdie is 'n great tyd. Want hierso is genade op genade, liefde op liefde. Het julle al 'n baba gesien vir homself fight? Nee. 'n Baba word toegedraai en 'n kombersie word gekaddel. Wat doen jy as jy by 'n baba verbyloop? So, kyk die baba. En dan gryp jy hom en jy druk hom en jy sê niks lelike goed van babas nie, het my vrou my gesê. Jy sê niks lelike goed van babas. Jy sê nie jy lyk soos jou pa nie. Jy sê altyd net jy lyk mooi. 'n Baba word gekoester, word liefgehê. Hoekom? Want wanneer ons hier is die moontlikheid groot dat daar nog bitter baie sonde in jou lewe is. Kom nou. En Paulus sê, moet ons dan aanhou sondig dat die genade meer en meer moet word? Nee, stellig nie, sê hy. Ons moet aanbeweeg, maar as jy hier is dit asof jy in 'n bubbel leef. Dis asof jy die liefde en die genade van God beleef elke dag. Maak nie saak wat jy doen nie. Jy kry wat jy wil hê. Jy beleef sy goedheid. Dis fantasties. Maar daar's twee probleme met 'n baba. Die eerste ding is 'n baba, ek moet nie sê ding nie, ek het myself voorgehou, ek moet nie sê ding nie. 'n Baba is die mees selfsugtigste mens wat jy kry. Kom nou. Want 'n baba dink net aan homself. Het een van julle al ooit gehoor dat jou baba sê, "Pappa, kan ek vir jou gaan koffie maak?" Nee, 'n baba is, luister jy, ek's dors, kom. En dan huile as hy nie water of melk kry nie. 'n Baba as hy wil badkamer toe gaan, dan vat jy hom, jy weet. 'n Baba as hy honger is, dan huil hy. As 'n baba moeg is, dan huil hy, dan skree hy. Alles in 'n baba se lewe gaan oor homself. Kom nou. Alles in sy lewe gaan oor homself. En wanneer ons wedergebore is, dan is dit heel moontlik dat jy jouself op hierdie plek vind in jou geestelike lewe, dat alles oor jouself gaan. Alles gaan oor hierdie Jesus wat jou kaddel, jou vashet, jou liefhet, en jy so lief vir Jesus wat goed is, dis hoekom jy sy gees in jou het. Great plek om te wees. Maar die tweede probleem met 'n baba is 'n baba kan nie vir homself fight nie. 'n Baba vat nie verantwoordelikheid vir dit wat hy doen nie. Ek het nog nie een baba gesien sy eie boude afvee nie. As my kinders net wou, dan sou dit gehelp het. Ek is eerlik, dis hoekom ek vir my vrou gesê het, na die eerste twee is genoeg. Ek was te bang vir nog. Want hulle wil nie. Maar dis die probleem wat ek het met 'n baba, en 'n baba in die gees dieselfde. Wanneer jy as 'n baba is in die gees, dan vat jy nog nie verantwoordelikheid nie, want jy is nog nie bewus van alles wat aangaan om jou nie. Jy is nog nie bewus van die verantwoordelikheid wat daar is nie. Maar dan sê die skrywer van Hebreërs die volgende ding. Sit gou vir my Hebreërs 5 op. In Hebreërs 5 sê die skrywer van Hebreërs dit. Vers 5, hoofstuk 5 vanaf vers 12. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.
Baba in die gees het 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Pastor, jy mag nie praat oor vermaaning nie. Pastor, jy mag nie praat oor sonde nie. Jy mag nie praat oor die dinge wat ek moet regkry in my lewe nie. Praat net oor die genade en die liefde van God. Jy mag nie praat oor my verantwoordelikheid in die koninkryk van God as dit kom by my tyd, as dit kom by my geld, as dit kom by my talente nie. Jy mag nie. Jy moet praat oor die liefde van Jesus. Geen begeerte vir enige vaste kos nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderskei. Babas onderskei nie goed en kwaad nie. En ek wil met jou praat oor hierdie gedeelte. Kan ek hierdie die tienerfase noem? Nie omdat ons tieners enigstens so is nie, okay? Ons het 'n klomp tieners in ons kerk wat baie soet en glad nie rebels is nie, hardwerkend is en elke oggend vir hulle ma en pa koffie maak, hulle beddens op, amen? Jy het nou amen gesê, die woord sê roep die dinge wat nie is nie asof dit is. Okay? Amen. Nou ek wil met jou praat oor die geestelike tienerfase. Die geestelike tienerfase, die fase wat baie van ons aan gewoond is en baie van ons al deur is, en ek dank die Here dat ek net 2 knieoperasies en 2 skoueroperasies en 'n seer nek en 'n seer rug het om te wys vir hierdie fase. Né? Want as die Here my langer 'n tiener gehou het, was ek dood. Want hierdie fase is seker die fase wat ons die minste verantwoordelikheid vat vir ons dade. Hierdie fase is die fase wat ons wel ook begin agterkom dat daar's meer autoriteit en meer dinge en lekker dinge wat ons kan doen. En net so in die gees ook, wanneer ons tieners is of jong mense is in die gees, dan besef ons wat dit beteken om die gees van God te hê. En ons besef dat daar is geestelike goed wat ons kan doen. En ons besef dat, wow, die Here het vir ons autoriteit gegee. En die gees van God leef in ons en dit raak lekker. Maar, omdat ons nou net nie lang terug 'n baba was nie, is ons nog steeds bitter selfsugtig. Bitter selfsugtig. My tieners is glad nie. Maar as 'n moontlikheid dat jy dalk 'n tiener iewers ken wat bitter selfsugtig is, wat meer bekommerd is oor wat hy gaan aantrek, of wat hy kan kry, of wat hy uit die deal uit kan kry, of hoe dit hom gaan baat, of wat hy daaruit, is dit nie? Dis nie soos 'n baba nie. Want 'n tiener kan al verantwoordelikheid vat, maar hy kies om dit nie te vat nie. Partykeer kies hy om dit te vat, partykeer nie. En baie keer wanneer ons geestelik in hierdie fase van ons lewe is, dan kies ons soms om te luister, soms om nie te luister na die woord van God nie. Ons kies soms om gehoorsaam te wees aan die woord van God en soms om nie gehoorsaam te wees nie. En wat gebeur met enige tiener? As jy hom nie in hierdie stadium leer om hard te werk nie, wat gebeur? Hy raak lui. Hy raak bederf. Daar's 'n gesegde wat sê dat ons maak nie kinders groot nie, ons maak goeie citizens groot. You are producing good citizens. Want as jy 'n tiener groot maak wat sleg is, dan gaan hy 'n slegte citizen word. Hy gaan 'n slegte mens in die samelewing word. En net so in die gees roep die Here ons dat ons moet meer wees as dit. Okay, as jy hier is die Here nog steeds net so lief vir jou. Jy's gered deur genade. Jy het die gees van God in jou. Maar dit gaan nog steeds oor jouself. En wat baie maklik hier kan gebeur is jy kan so vet en versadig word met al die takeaways, né? En al die TV games. Jy kan so vet en versadig word dat jy bitter maklik weer hier kan eindig. Jy sê, pastor, maar dit kan nie wees nie, once saved, always saved. Nee, is nie waar nie. Dis nie waar nie. Lees saam met my verder wat sê die skrywer van Hebreërs in vers 6. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop, van die handoplegging en die opstanding van die dode en die ewige oordeel. Wat hy hier sê is, hy sê dat die eenvoudige goed, soos sonde wat verkeerd is, die eenvoudige goed soos bekering, die eenvoudige goed soos dat daar eendag 'n oordeelsdag gaan wees, en mense gaan hemel toe gaan en mense gaan hel toe gaan. Hy sê, dis die fondament, dis wat babietjies ontvang.
Kom nou kerk. Om te glo in God is 'n fundament. Dis wat babatjies ontvang en hy sê ons moet aangaan van die leer van die doop en dan gaan aan, nou vers 3. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawes gesmaak het, die verantwoordelikheid, die ervaring met die Heilige Gees, die belewenis, die openbarings van die woord, gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het, om die weer tot bekering, tot vernuwing, omdat hulle ten opsigte van hulself en die Seun van God weer gekruisig en openlik tot 'n skande maak. Dis moontlik dat as ons nie van hier af vorentoe beweeg nie. En ek wil hierdie waag om te sê vanmôre, maar ek bid dat jy nie offense vat nie. Daar's 'n moontlikheid dat die grootste gedeelte van die kerk hier sit. En as ek kies kerk, dan sê ek die kerk oor die hele wêreld. Daar's 'n moontlikheid dat die grootste gedeelte van die kerk hier sit, seated in Christ Jesus in heavenly places, gereed vir die hemel, maar het nog nie klaar gemaak met die eerste beginsels van die woord nie. En die skrywer van Hebreërs sê, as jy te lank hier sit, gaan jy vet word, jy gaan versadig word, jy gaan sleg word, en dan moet jy pas op. 5 keer skryf die skrywer van Hebreërs, 5 keer, gaan lees dit, dan sê hy, pas op dat jy nie so ver van God af wegdryf, dat hy jou nie eers meer kan red nie. Hy sê, hou aan hardloop hierdie wedloop, en pas op vir die sonde, wat jou so maklik verstrik, pas op vir die lekker van die wêreld, en pas op vir daai goed, wat jou so maklik terughou, want, dit kan jou dalk net verhinder om eendag in te gaan. Dit kan jou dalk net op 'n plek sit waar jy yskoud word, lou geword het en die Here jou uitspoeg. Maar die skrywer van Hebreërs moedig ons aan en hy sê nee, kerk, nee, vers 14, hoofstuk 5 vers 14. Nee, maar ons moet volwassenes wees wat geestesvermoëns besit. So wat is 'n volwassene dan? Wat is 'n volwassene in die gees? 'n Volwassene in die gees is iemand wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen. Baie mense het die idee dat wanneer ons die Heilige Gees ontvang, dan is jy perfek, né? As jy die Heilige Gees ontvang, dan is jy reg, dan is jy fine, dan is jy sharp, dan nee. Dis juis in hierdie tyd wat ons het beoefen. As ek dieselfde motivering gehad het, as ek dieselfde uithou vermoë gehad het, dieselfde dryfkrag gehad het, wat ek vandag het in my gesondheid, in my oefening, en dit wat ek doen, toe ek 21 was, dink ek sou ek baie verder gegaan het met my sport as wat ek gegaan het. Baie verder. Maar ek het nie dieselfde motivering gehad nie, want ek was 'n kind. Die wêreld se goed was net te lekker, ek het nie so gemotiveerd gewees nie. Maar die woord roep ons tot volwassenheid. Die woord roep ons tot 'n plek waar ek en jy verantwoording vat vir ons lewens. Waar ons sê dat ek besef wat dit is om die Gees van God in my te hê. Ek besef die verantwoordelikheid wat ek het. Ek kan nie net rondloop en my naam invul of tik en sê ek is 'n Christen, en ek kan nie net sê ja, maar ek het die Heilige Gees, en ek vat nie die verantwoordelikheid daarvan nie. Hoeveel 40-jarige mans of 50-jarige mans of vrouens ken julle wat hulle soos kinders gedra? Geen verantwoordelikheid vat nie. Dis dalk funny om so ou as 'n vriend te hê. Maar ek dink nie is lekker om met so 'n persoon getroud te wees nie. Om met so 'n persoon saam te leef dag in en dag uit nie. Dit mag dalk fun wees vir 'n rukkie, maar daarna. En tog vra die Gees van God ons en hy vra nee, ons moet oorgaan na volwassenheid toe, kerk. Dis in hierdie stadium van jou geestelike lewe wat jy besef dat dit gaan nie meer net oor jouself nie. Dis in hierdie stadium van jou geestelike lewe wat jy besef wat dit is om verantwoordelikheid te doen vir jou dade. Dis in hierdie stadium van jou lewe wat jy besef wat God vir jou doen en hoe goed hy is vir jou. Ons sê baie vir ons kinders, kan julle nie net bietjie dankbaar wees nie? Sê julle, is dit net ek wat dit vir my kinders sê? Kom aan, kan jy nie net bietjie dankie sê nie?
Jy het nou die dag hierdie ding gesoek en ons het hom vir jou gegee en nou soek jy die volgende ding. Wees net vir 'n maand lank dankbaar. Wees net dankbaar vir 'n ruk lank. Want volwassenes is veronderstel om 'n dankbaarheid in hulle hart te hê. Hoe ouer ek word, ek weet nie van jou nie, maar hoe ouer ek word, hoe meer dankbaar word ek vir dit wat die Here vir my doen. Hoe ouer ek word, hoe meer dankbaar word ek. Toe ek jonger was, het ek opgestaan met Here, gee my die. Here, doen die. Nou word ek wakker in die oggend en ek soos Here, dankie. Dankie Here. Dankie vir dit wat U doen in my familie. Dankie vir dit wat U doen in my lewe. Dankie Here, dankie. Dankie vir dit wat ek sien in ander mense se lewens gebeur. 'n Ding wat gebeur by volwassenheid is, jy begin besef, dit gaan nie meer oor jouself nie, maar dit gaan oor iets groter as jy. Dit gaan oor 'n groter doel, 'n groter roeping. As 'n volwassene nog nie besef het, hy moet werk soek en werk kry en vir sy familie sorg nie, dan is hy eintlik net 'n klein ou persoon wat nog steeds 'n kind is. Want as 'n volwassene het ons 'n purpose, jy het 'n doel, daar's iets wat jy moet doen, jy het verantwoordelikhede wat jy dra. Daar's goed wat jou wakker hou in die aand, daar's goed, en ek het laasweek gesê, as jy wakker word in die aand oor die dinge wat jy oor verantwoordelikheid moet doen, well done vir jou. Jy's 'n goeie shepherd, jy's 'n good shepherd. Jy vat verantwoordelikheid oor die goed wat God jou oor aangestel het. Moet nou nie daaroor gaan sit en rondrol nie, vat dit na die Here toe. Laat hy dit uitsort. Vat dit na die Here toe as jy dan wakker word in die aand. Gaan na hom toe, hy sê maar dit uitsort. Maar as 'n volwassene vat ons verantwoordelikheid vir dit daar waar ons is. Ons vat daai verantwoordelikheid want ons besef ons het 'n doel. Sit gou vir my Openbaring op. Openbaring 3 sê Jesus aan die een gemeente die volgende. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm is nie. Was jy maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is, spoeg ek jou, lou is en nie koud of warm is nie, het ek jou uit my mond gespoeg. Die regte beskrywing daar op die einde is nie spoeg nie. Die grondteks praat van braak. Die mense wat die woord oorskryf het, omskryf het, weer oorgeskryf het, het dit verander omdat dit so slegte konnektasie het. Maar die grondteks verwys na braak. Die Here Jesus Christus sê vir die gemeente, omdat jy lou is, braak ek jou uit my mond uit. Nou hierdie week deel 'n boetie met my wat hierdie skrifgedeelte beteken en ek gaan ondersoek dit en ek vind dit is so. Het jy al gewonder hoekom Jesus sê, was jy maar koud of was jy maar warm? Het jy al gewonder, ek weet nie wie van julle weet waar dit vandaan kom nie. Dit gaan nie daaroor dat Jesus sê, was jy maar vol van die Gees en was jy maar heeltemal in die wêreld nie. Dis glad nie dit nie. In daai kultuur op daai tyd sou hulle water uit die koue waterbronne gaan haal het. Yskoud. En dan sou hulle daai water vir so lank as moontlik so koud gehou het. En as jy dors was, dan sou iemand jou daai koue water aangebied het wat verfrissend was. Hy het 'n doel gehad. En nou sê Jesus, as daai koue water lou geword het, het dit geen doel meer nie. It's got no purpose. Hulle sou warm water uit die warmwaterbronne gaan haal het. En dan sou hulle dit warm gehou het, want solank as wat die water warm gebly het, het hy 'n purpose gehad. Het hy 'n mediese doel gehad. En dan sou hulle dit vir mense gegee het om te drink vir mediese redes. As daai water afgekoel het en hy het lou geword, het hy sy doel verloor. En nou kom Jesus en hy sê, omdat jy geen purpose het nie, geen doel het nie, het jy lou geword. Ek spoeg jou uit. Omdat daar geen doel is nie, geen purpose is nie. Elkeen van ons wat volwasse geword het in die Gees besef dat daar moet 'n purpose wees. Kom kerk. Het jy jouself al gevra, Here, hoekom leef ek? Het jy jouself al gevra, wat is die doel hiervan? Ek het die Gees van God ontvang, maar wat is die doel daarvan? Want dit gaan nie meer oor net my nie. Dit gaan nie meer net oor my geestestoestand nie. Dit gaan ook oor die rondom my. Dit gaan oor die kerk, dit gaan oor die verlore wêreld daar buite. En wanneer ons geestelik volwasse word, dan besef ons dat daar 'n doel. En die Here wil hê ons moet in hierdie doel leef. Hy wil hê jy moet uitgaan. Onthou jy het sy Gees ontvang. Kerk, wat hou jou terug om vir die siekes te gaan bid? Jy het die Gees van God in jou. Wat hou jou terug om vir mense te gaan bystaan en vir hulle 'n woord van wysheid te gee of 'n woord van kennis? Wat hou jou terug om vir die dooies te gaan bid? Ek het gesien hoe 'n dooie vrou toe ek vir haar bid lewendig word. Ek het dit gesien hoe die Here genesings laat plaasvind bo-natuurlik.
Deur sy Gees, nie omdat ek so oulik is nie, because I'm seated in heavenly places in Christ Jesus. Die oomblik wat jy hierdie goed begin besef, dan raak jy volwasse in die Gees. Dan besef jy dat ons moet uitgaan. Ons kan 'n wêreld daar buite gaan verander, net deur die evangelie wat ons gaan verkondig. Jy kan die woord sy groter werke gaan doen as wat Jesus gedoen het. Come on. Jy kan gaan slange opneem, gif drink, sê die woord, en jy sal niks oorkom nie. Jy kan demone uitdryf, jy kan goed spreek en dit sal tot vervulling kom, want die Gees van God leef binne in jou. Maar hierdie kan scary wees. Is dit? Enigiemand? Hierdie kan 'n bitter scary opdrag wees. En dis hier waar die tweede gedeelte van die belofte van Pinkster inkom. Wanneer ek en jy besef dat die Here roep ons vir hierdie groter goed, dan moet ons ook besef dat ek en jy is nie genoeg nie, en ons het die doping met die Heilige Gees nodig. Kom nou kerk. Dis omdat die doping van die Heilige, gee die Here hande klap, gee hom 'n lofoffer. Dis die doping van die Heilige Gees wat my en jou bekragtig. Ja, jy het die Gees ontvang, die Gees leef binne in jou met wedergeboorte ten volle. Laat ek hierdie sê, die Gees van God leef ten volle binne in jou. Dr. Isaac Burger, baie van julle sal hom dalk ken of al van hom gehoor het. Dr. Isaac Burger, wat verlang die leier was van die AGS gemeente, AGS kerk oor die land, skryf die volgende in sy boek, In Gees en in Waarheid. Hy skryf die volgende. Hoor wat hy sê, die rede is nie dat ek nou meer van die Heilige Gees ontvang het met die doping van die Heilige Gees nie, maar eerder dat die Heilige Gees meer van my ontvang het, en dat ek tot 'n groter mate onder sy beheer is. Goed kerk, wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, dan ontvang jy nie meer van die Heilige Gees nie. Die Gees van God leef ten volle binne in my en jou. Die woord sê God gee nie sy Gees ten dele nie. Hy gee dit ten volle, maar wanneer ons gedoop word met die Heilige Gees, dan stel jy jouself meer beskikbaar. Jy gee jouself meer oor vir die werk van die evangelie, vir die werk om disippels te maak, vir die werk om uit te gaan. En ek wil jou vanoggend vra, as jy op hierdie plek sit as 'n volwassene en jy sê, Dani, maar dit is bitter scary. Ek het nie die guts om uit te gaan en vir iemand te bid nie. Dan wil ek jou vra, as jy al gedoop met die Heilige Gees? Want dis die Heilige Gees doping wat my in staat stel om vanmôre hier te staan. Dis die Heilige Gees wat my in staat stel om hier te kan preek, wat my in staat stel om by 'n dooie se bed te gaan staan en hande op hulle te lê, want ek weet dis nie uit myself nie. Dis die Heilige Gees doping wat krag werk, wat maak dat ek en jy kan uitgaan en hierdie bonatuurlike goed gaan doen. Ek wil dit noem vir jou vanmôre, as jy sit en jy's as 'n Christen, as 'n geesgevulde kind van God, maar jy het nog nie dieselfde troue nie. Jy het nog nie die krag nie. Voel jy het nog nie daai ability nie, dan is dit heel moontlik omdat jy nog die doping van die Heilige Gees nodig het. Die doping van die Heilige Gees verander alles. Daar's 'n bonatuurlike vryheid wat kom. Daar's 'n bonatuurlike vreugde wat kom. 'n Bonatuurlike geloof wat kom saam met die werking van die Heilige Gees. Die doping van die Heilige Gees is nie die doping met tale nie. Okay? Tale is een van die gawes van die Gees. Net so is spreek in taal, net so is genesing, net so is 'n woord van profesie, 'n woord van kennis. Dit is gawes van die Heilige Gees. Dis 'n teken dat jy wel gedoop is met die Heilige Gees. Hoor wat sê Dr. Isaac Burger rondom hierdie onderwerp. Ons mag nooit die teken oorbeklemtoon ten koste van die eintlike saak nie. Die tale is 'n wonderlike ding. Dit is die gawe van God. Dit is 'n bonus. Maar die belangrikste is dit wat die Heilige Gees binne my en deur my wil doen. Kerk, om gedoop te word met die Heilige Gees, gaan nie daaroor dat jy nou moet of nie moet in tale praat of nie praat nie. As ons dit ons fokuspunt maak, dan mis ons die volheid van die doping met die Heilige Gees. Die doping van die Heilige Gees is om my en jou te equip to fulfill the calling that God has on our lives.
Dis om my en jou te koop om uit te gaan en nie bang te wees om ons hande op siekes te lê nie. Nie bang te wees om die werke te doen wat Christus ons vra om te doen nie. Dis wat die doping is. En dit is so dat wanneer jy die doping van die Heilige Gees ervaar, beleef, en dis nie 'n abstrakte ding nie, jy beleef as jy gedoop is met die Heilige Gees, dan is dit so dat jy in tale begin spreek. Jy ontvang daai gawe net soos enige ander gawe, maar as jy nie kies om dit te doen nie, gaan dit nie gebeur nie. Geen gawe is 'n manifestasie, 'n oorneem van die Gees van God en jy nie beheer oor het nie. Elke gawe is 'n keuse wat ek en jy maak om dit uit te oefen. En dis die doping met die Heilige Gees. Dis die belofte van die Pinksterdag. Dis die belofte vir elkeen van ons. Die laaste gedeelte laat my toe om vinnig gou oor te praat. Johannes sê die volgende in Matteus 3. Sit gou vir my Matteus 3 op. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as wat ek is, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dis moontlik dat jy al gedoop is met die Heilige Gees. Dis moontlik dat jy op hierdie stoel sit vanmôre en jy sê, Pastor, ek is al gedoop met die Heilige Gees. En ek sit vanoggend hier, maar ek het my vuur verloor. Ek het my passie verloor. Ek het my begeerte om vir die Here te werk verloor. Ek het my begeerte om vir mense van Jesus te vertel verloor. Ek het die honger vir verlore siele verloor. Dis nie nodig dat jy weer gedoop word met die Heilige Gees nie. Wat jy nodig het is vuur. Kerk, ek bid seker daagliks vir die Here en dan vra ek hom, Here, ek het meer van die vuur in my nodig. Weet jy hoe maklik is dit vir ons vuur om geblus te word? Kom nou, jy bid een keer vir iemand vir genesing en hy word nie genees nie, wat gebeur? Jou vuur word geblus. Jy gaan een keer om vir iemand woord te gee en jy gee 'n woord wat jy glo 'n woord van kennis is en die persoon draai om en hulle lag vir jou en sê dit het niks met uit te wyn, dit beteken niks en jou vuur is geblus. Jy gaan nie, jy lê hande op mense, hulle word genees, maar jou eie kinders word siek. Kom, is so maklik vir jou vuur om geblus te word. Jy gaan en jy doen hierdie werk vir die Here en dan lê jy skade in jou finansies iewers. Dis so maklik vir jou vuur om geblus te word, is dit nie? Dis so maklik in die tyd waar ons leef. En onthou nou, hoekom dink jy gebeur het? Want daar's 'n vyand wat dit haat. Daar's 'n vyand wat ons gesê het in die begin, hy haat dit en hy's uit daarop om my en jou krag te stop. Hy's uit daaruit om my en jou te kry, om ons geboei te kry, sodat ons nie vir die Here kan werk nie. En wanneer ons hier in hierdie plek is, dan vat dit net dat ek en jy weer terugkeer na die Here toe, uitroep na hom toe en sê, Here, doop my met die vuur. Here, maak my warm met die vuur. Ek wil brand vir Jesus. Kerk, ek wil brand vir Jesus as hy terugkom, man. Ek wil brand vir Jesus as ek in hierdie hemel ingaan. Ek wil nie lou wees nie. Kom maar, wie van julle wil brand vir Jesus as jy hom ontmoet? Daar word meer oor vuur in die hemel gepraat as vuur in die hel. Gaan lees die Bybel. Daar word meer oor vuur in die hemel gepraat as vuur in die hel. Hoekom? Wanneer ons in die hemel ingaan, moet ons brand. Ons moet aan die brand wees vir die Here. Daar is nie plek vir lou Christene in die hemel nie. Daar is nie plek nie en die Here roep ons terug. Hoekom is dit so gevaarlik om lou te word? Want dit is so maklik om van hierdie plek af so ver van God af weg te dryf. So lou te word. So koud te word, dat jy geen sitplek meer oor het nie. Jou religion is alles based op jou performance, alles based op, gaan jy kerk toe, lees jy Bybel, maar daar is geen verhouding meer nie. Maar wanneer jy hier is, dan roep jou gees uit na God, en hy roep uit na meer. Hy sê, Here, ek het die vuur nodig, Here, ek het die vuur nodig, Here, ek het die vuur nodig. Here Jesus, ek kan nie vanoggend preek as U my nie met die vuur doop nie. Here, ek kan nie vanmôre hierdie goed sê aan hierdie mense as die vuur nie uit my uitbrand nie. Here Jesus, ek kan nie vanoggend doen wat U my vra om te doen as U nie binne in my brand nie. Vrydagoggend, donderdag, die laaste week was 'n lang, en ek sluit af met hierdie getuienis. Laasweek was 'n lang week in die venterhuis. My laaitjie het siek geword laas naweek en die heel naweek siek, maandag, dinsdag dokter toe, woensdag medikasie, donderdag laat weer die dokter ons champ, julle moet hom inbring, hy moet ingeboek word. Hy word ingeboek in die hospitaal, donderdag in die hospitaal. Donderdag gaan slaap my vrou by hom in die hospitaal, slaap niks. Hy gooi op reg deur die aand.
Reg deur die aand, klaar oor pyn, hulle gee vir hom pynmedikasie, gee hom naarmedikasie, gee hom alles. So en so dat toe ek 7 ure aankom, ek sien my vrou, hoe sy lyk, ek soos, jy kan huis toe gaan, ek sal oorvat. Vir die uur en 'n half wat ek by my seun staan, het hy 4 keer opgegooi, en het ek hulle gesmeek om hom nog pynmedikasie te gee, want hy lê met soveel krampe in sy maag, en hy lê daar en huil, en hy sê vir my, hy sê, Dad, hoekom maak Jesus my nie gesond nie? En ek sê vir hom, Boeta, ons moet bid. Ons moet bid, dis al wat ons het, maar my God is lewendig, en jy weet hoeveel getuienisse het ek. Hy sê, yes, maar hoekom doen Jesus dit nie vir my nie? En ek sê, kom ons bid en ons vra hom. Ek sê, kom ons smeek van hom vanoggend. En hy self sit op sy foon, gospel musiek aan. Ek dank die Here vir kinders vir die Here dien. En hy sit 'n worship song op, klipbaar daar in die saal, die ander mense kan maar luister, en ek begin by die Here smeek vir my kind. En ek bid, en in dieselfde tyd gooi hy weer op. En alles, en my vrou kom maar aan 'n uur en 'n half later, en ek sê vir hom, weet jy wat, great, vat jy oor, ek gaan vir Joshua by die skool haal. En ek ry daar weg, en ek bel haar. En ek sê vir haar, weet jy wat, pak sy goed, ons gaan Pretoria toe. Hierdie hospitaal doen dit nie vir my nie, my kind word nie beter nie, ons gaan Pretoria toe. En sy sê, die dokter is nou daar, ons gaan nou, sy sal my terugbel. 45 minute vandat ek daar weggery het. Bel sy my en sy sê, ons is op pad huis toe. Hy is ontslaan. Ek sê, maar hy kan nie wees, die gaan ons Pretoria toe. Sy sê, nee, daar is niks fout met hom nie. Ons het hom gaan haal, ons het hom huis toe gevat, en tot nou toe nie een keer opgegooi nie weer gekla oor pyne nie. Wanneer ons nie meer kan nie, het ons die Heilige Gees nodig, en dan moet ons oorgee aan meer as wat ons in die verlede gedoen het. Dan moet ons bereid wees om onsself op 'n plek te sit waar ons sê, Here, doop my dan nie meer. As hierdie is die belofte wat U vir ons het in hierdie tyd, dan wil ek dit hê. En ons moet die Here vra, ons doop met sy vuur. Sê, Here, maak die vuur binne in my warm, maak dit aan die brand. Here, ek wil vir U brand as ek U sien. Ek wil vir U brand. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?